'n Wolf het gedink hierdie keer gaan hy vir Jakkals 'n les leer wat hy nie gou sal vergeet nie. Selfs sy 3 wolfseentjies, Wolfie, Molfie en Bolfie, het gedink hulle pa is die grootste en slimste held ooit. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat vrou Wolf reeds van al hulle planne geweet het. Van hoe hulle die jakkalse wou uitoorlê met 'n gemeene kompetisie om gate te grawe. Dinkie het mos vir vrou Wolf en vrou Jakkals van Wolf se planne vertel, en nou is hulle op pad na die groot plat klip van koning Louis Leeuw toe, om die vergadering van die Groot Bos Wyfiesvereniging by te woon. Ouma Uil is die voorsitter van die vereniging, en sy het altyd die beste raad vir alles. Toe vrou Wolf en vrou Jakkals by die groot klip aankom, is al die ander wyfies van die bos reeds daar. Dames, Sê ouma Uil en hou haar een vlerk in die lug. stilte asseblief, ons wil begin. Is almal hier? Nou maar goed. Is daar enige nuwe sake wat ons vandag moet bespreek? Vrou Jakkals wil haar hand opsteek, maar sy is te skaam. Toe steek vrou Wolf haar hand op, Ja, vrou Wolf, het jy iets op die hart? vra ouma Uil. Ja, mevrou die voorsitter, sê vrou Wolf en staan sommer op. Nou waarmee kan ons help, vrou Wolf? Vra ouma Uil en skuif haar groot bril mooi reg op haar gesig. Ag ouma Uil, dis al weer ons mans. Die een is nou weer jaloers op die ander een, en nou wil hulle ons kinders ook daarby insleep. Nou maar wat is die probleem dan? Vra ouma Uil en daar is 'n diep frons tussen haar oë. Wolf is jaloers op Jakkals, omdat Jakkals deesdae so 'n goeie man vir sy vrou is en 'n goeie pa vir sy 3 seuns. Nou wil hy vir Jakkals en sy 3 seuns uitdaag vir 'n gatgrawe kompetisie, sê vrou Wolf, Ai, die man sal ook nooit groot word nie. sê ouma Uil en skud haar kop. Ja, maar dis nie al nie. Wolf wil vir Jakkals en hulle 3 seuns in die harde grond laat grawe, sodat Wolf en ons 3 seuns 'n gat in die sagte grond kan grawe, sê vrou Wolf. Sê ouma Uil en dink 'n bietjie. En hoe voel jy daaroor, vrou Jakkals? Ag, om die waarheid te sê, ouma Uil, hoop ek regtig hierdie 2 manne kan hulle kinderagtigheid vir eens en vir altyd laat staan. Ek is so moeg om die hele tyd te moet hoor, die ene dit gedoen en daardie ene dat gedoen, dat ek op die punt is om my goed te vat en op 'n ander plek in die bos te gaan bly, sê vrou Jakkals moedeloos, Dit sal nie nodig wees nie, vrou Jakkals. sê ouma Uil. Ons sal aan 'n plan dink om hierdie 2 manne 'n behoorlike les te leer. Net toe kom oupa Uil by die vergadering aangevlieg. Ah, hier is oupa Uil ook nou. Middag my ou man, jy kom asof jy gestuur is. Sê ouma Uil. Ons het jou wysheid nodig. Ek is jammer ek kom so ongenooid hier by julle aan, dames. Maar ek wil net graag by my ou beter helfte hoor waar sy die suiker gebeer het. Ek is so lus vir wortelkoffie, maar ek wil dit darm ook nie bitter drink nie, sê oupa Uil 'n bietjie skaam. Die klomp wyfies lag te lekker vir oupa Uil. Dis doodreg my ou man. Die suiker is op die boonste rak in die kombuis, net agter die fles met bissiestroop. Maar voordat jy weer wegvlieg, wil ons eers jou raad vra. Sê ouma Uil. Ja, my ou dierbaar, waarmee kan ek julle van hulp wees? Vra oupa Uil en gaan sit langs ouma Uil. Dis weer Jakkals en Wolf. Daar is nou weer jaloesie tussen hulle. Jakkals se kinders het mooi met hom gepraat, omdat hy nooit by die huis is nie. En toe het Jakkals handomkeer verander. Hy is elke oggend nog lank voor die son opkom al uit in die bos om vir sy gesin kos te gaan soek. En dan help hy sy vrou so mooi in die huis deur die dag. Verder speel hy elke dag met die 3 seuns en leer hulle om goeie mans vir hulle vroue te wees wanneer hulle eendag trou. Hy leer hulle ook om te jag en vis te vang. Hy probeer regtig hard om nie meer so dikwels in die moeilikheid te wees nie. Sê ouma Uil. Maar dis mos goeie nuus. Die ou Jakkals. Ek is so dankbaar dat hy nou 'n bietjie probeer om 'n goeie bosbewoner te wees, sê oupa Uil. Maar daar is nou moeilikheid met die goeie nuus. Sê ouma Uil. Wolf het te hore gekom van Jakkals se goeie dinge. En nou is Wolf so jaloers op Jakkals dat hy wil wraak neem op Jakkals. Hy wil nou hê Jakkals en sy 3 seuns moet teen Wolf en sy 3 seuns 'n gatgrawe kompetisie hou. Maar dit kan mos groot pret wees, sê oupa Uil met 'n groot glimlag. Ja, my ou man, maar Wolf wil dit oneerlik doen.
Hy wil vir Jakkals en sy 3 seuns in die harde grond laat grawe, terwyl hy wat wolf is, vir hom en sy 3 seuns in die sagte grond wil laat grawe. Sê ouma uil. So ou vaarbond, sê oupa uil. Ja, dit sal nie deug nie. 'n Mens haal nie jou jaloesie op iemand anders uit deur daardie persoon te verneder nie. Nee, ons sal aan 'n plan moet dink om hierdie ding te keer, sê oupa uil en krap met sy vlerk aan sy kop. Vrou Jakkals spring skielik regop. Ouma uil, ek dink ek het 'n plan, sê sy. My genigtig vrou Jakkals, hoe laat jy my skrik? Ons moet maar onthou om ons hande op te steek as ons iets wil sê. Ek is baie jammer, ouma uil, maar ek dink regtig ek het 'n goeie idee, sê vrou Jakkals en gaan sit weer. Nou maar toe dan, laat ons hoor wat het jy op die hart, vrou Jakkals? Sê ouma uil. Kyk, ek het nou so gedink. Nie my ou man of wolf kan regtig kos maak nie. Hoekom hou ons nie vir hulle 'n broodbak kompetisie nie? Dan kan die een nie die ander een verneder nie. Dan kry albei van hulle 'n gelyke kans om te wys wat hulle kan doen. En as ouma uil vir hulle elkeen dieselfde resep gee en sommer ook die beoordelaar is, sal nie een van hulle kan jaloers raak nie, sê vrou Jakkals. Dit klink nou vir my na 'n blink idee, vrou Jakkals. Ek sou nooit daaraan gedink het nie, sê oupa uil. Ja, en dan kan hulle die bak en brouwerk sommer hier by die groot plat klip doen. En ons vra vir koning Louis Leeu om die kompetisie by te woon en die wenner aan te kondig, sê ouma uil. As daar een gaan wees, maar luister nou mooi. Nie 'n woord hiervan vir enige van hulle nie. Hulle mag nie weet wat hulle moet doen nie. Hulle sal eers uitvind wat hulle moet doen wanneer hulle hier by die groot plat klip opdaag, sê oupa uil. En dames, ek weet dit is julle mans en julle wil nie hê hulle moet verloor nie, maar ek vra nou mooi. Moenie vir hulle laat oefen om brood te bak voor die tyd nie. Hulle mag glad nie daarvan weet nie, sê ouma uil. Nou wanneer gaan ons hulle laat brood bak? Vra vrou wolf. Sommer net môre, sê ouma uil. As ons hulle te lank kans gee, gaan Wolf sy bose plan deurvoer. Nee, hulle moet sommer net môre hier kom brood bak. Ek sal al die bestanddele bymekaar sit vir 2 brode se bak en sommer vir elkeen dieselfde resep uitskryf. So gesê, so gedaan. Na die vergadering is al die wyfies terug na hulle huise toe. Toe vrou Wolf en vrou Jakkals by hulle huise aankom, vertel hulle vir hulle mans dat oupa uil hulle die volgende dag dringend by die plat klip wil sien. Nou waarom wil hy ons sien, vrou? Vra Wolf. Daar gaan 'n lekker kompetisie aangekondig word vir die mans in die bos. Dit is vir lekker pret. Oupa uil het gesê die kinders is ook welkom. Kyk nou net hoe maklik maak oupa uil dit vir my, sê ou Wolf en grinslag sommer so. Het sal lekker wees om te sien hoe ou Jakkals en sy 3 niks nut spruite môre op hulle neuse kyk. Dan sal ons sien of Jakkals nog so voorbeeldig en 'n goeie man is. Vrou Wolf het net stilletjies geglimlag en aangegaan met die aandete in die kombuis. Toe Jakkals se vrou hom van die kompetisie vertel, het hy lekker gelag en gesê, dit sal nou lekker wees, vrou. Ek is seker my ou goeie vriend Wolf sal dit net so geniet. Ons het lanklaas iets lekker saam gedoen.